Goeiedag aan almal. Ons is weer hier vandag om met julle te kuier en oor die woord te praat. Is dit nie wonderlik nie dat ons oor die woord kan kuier? 'n Mens kuier so baie kere oor goed wat glad nie ewigheidswaarde het nie. En dis omtrent die grootste deel. Ja, mens kan ook nie heeldag oor die Bybel praat nie, maar tog is dit nodig dat ons moet tyd maak om te luister wat God se woord vir ons sê. Want ek wil dit noem, dit is wat ek teen die orde van die kerk het. Ek dink ek moet dit sê orde. Jy weet, jy kom in en jy gaan sit en dan word daar eers afkondigings gemaak van dit en die ander, en dan daarna word daar gesing, en dan daarna gaan die woord uit, en dan daarna gaan ons huis toe. En volgens die tabernakel is dit nie die orde wat God daar gestel het vir ons nie. En ek het dit nou glad nie beplan om vandag eers te noem hierson nie, maar ek voel net wat ek met julle wil deel is so belangrik, en dan is die tabernakel net so belangrik, want hoe werk die tabernakel? Kom ons kyk gou hierso, ek net hierdie ding draai. Een uitleg van die tabernakel, en ons lees ons gaan dit nou lees dat Jesus Christus ons tabernakel is. So, dis die afbeeldsel en skadu wat God vir Moses gesê het, hy moet bou van die hemelse dinge. Lees ons in Hebreërs. So, met ander woorde, dit wat jy hier sien, is 'n afbeeldsel en skadu van jou en my stap, en selfs dan ook in die kerk. Want toe die tabernakel gebou was, het die mense nie net een keer ingegaan nie. Hulle het ingegaan en uitgegaan, en ingegaan en uitgegaan. Nou in die Nuwe Testament lees ons ook, dat die herder kom en hy roep sy skape, en hy lei hulle in en hy lei hulle uit. So ons gaan in 'n samekoms in, ek wil nie sê kerk nie, in 'n samekoms in, ons kom by mekaar, ons kuier oor die woord, ons gesels oor die woord, ons lees die woord, dat God met ons kan praat. Maar dit is hoe God dit beplan het, want Jesus sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader nie, behalwe deur my nie. So met ander woorde, in die tabernakel, die afbeeldsel en skadu van die opgroei in Jesus Christus, die opgroei, weet ons dat die Vader in die tabernakel op die ark van die verbond was. En dit is die beloofde land. Dit is die 'n belofte wat God aan jou en my gemaak het, om eendag saam met hom te sit op sy troon. So met ander woorde, jy moet deur belydenis gaan, jy moet deur die waterdoop gaan die eerste keer, maar daarna word jy, leer die Bybel, dan moes hulle hande en hulle voete gewas het, voordat hulle gaan offers doen het, reukwerkoffers daar, en dan sê God, hulle moet dit doen sodat hulle nie sterf nie. Hoe ernstig is dit nie, dat jy daai pad moet loop nie. En dan gaan jy in die heiligdom in, dan kom jy by die kandelare wat eers opgesteek moet word. Nou die kandelare is die woord van God. Dis Jesus Christus, dis die woord, dis die lig op ons pad. Ons kan nie, hulle kon nie daar binne sien om enige iets te doen, alvorens die lamp nie opgesteek was nie. Is mos common sense. Dan kon hulle ook van die brood geëet het, en dan het Aaron 1 keer 'n jaar het hy daarin gegaan. Want hy was 'n tipe van die hoëpriester, wat Jesus dan nou vir ons vandag is, want hy's aan die regterhand van God die Almagtige Vader. Goed, so ons moet daardie roete volg, ons moet daardie afbeeldsel volg, maar die duiwel het ons so beroof van hoe God dit beplan het. Ons moet dit doen. Want ons kom in die kerk in, en ons het gesondig. En nou praat ek van myself ook.
Ons het iets gedoen gister, vanoggend, wanneer ook al, wat jy nog nie bely het nie. Met ander woorde, daar is nog sonde in jou hart, wat jy nie bely het nie. Nou gaan ons oombliklik, gaan ons daarin, en God sê, daar gaan nie sonde in nie. Nou, hoe raak jy ontslae van die sonde wat jy gister gedoen het en eergister? Jy moet dit bely. Die heel eerste ding wat ons behoort te doen, wanneer ons in 'n samekoms inkom, noem dit dan nou die kerk. Noem dit nou maar die kerk. Maar wanneer jy enigstens by mekaar kom en ons begin gesels oor die woord van God, al is ons net paar mensies, kan ons nie begin gesels oor die woord van God en vir God loof en eer en dank vir sy goedheid, as ons nie eers bely het nie. Ons moet die Here Jesus bely, voordat ons enigstens met God wil hê God moet met ons praat, of ons wil vir God loof en eer. Dan is hier natuurlik die waskom, wat hulle hande en hulle voete moes ingewas het, sodat hulle nie sterf nie, voordat hulle gaan lofprysing doen. Voor hulle gaan lofprysing doen. Jy sien, Nadab en Abihu, die seuns van Aaron, het gesterf, omdat hulle vals vure ingebring het. Gaan nie daaroor nou praat nie. Maar, in hierdie geval, moet jy jou hande en jou voete was. Dit is jou hande is wat jy gedoen het. En partykeer weet ons nie eens wat ons verkeerd gedoen het. En dan, daarom was hy met spieeltjies gemaak. Nie dat hulle self kon gesien het nie, maar dit is 'n afbeeldsel en 'n skadu, want in die spieël, geestelike spieël, wanneer ons staan en ons was ons hande voor God en sê, Here, my hande, waar dit vuil is, Here, waar ek iets gedoen het met my hande, Here, ek vergewe my, ek het iets gedoen met my hande, vergewe my. En jou voete, hoekom jou voete? Waar het jy geloop? In die fisiese, in die letterlike, waar het jy geloop? En dan ook, waar het jy geestelik geloop? Waar het jy gaan kuier, geestelik, in jou siel? Waar het jy gaan kuier? Mensies, ek ken hierdie goed, want ek is deel daarvan. Ek moet ook veg, elke dag, teen die magte, owerhede, heersers in die bose geeste. Ek moet, dis deel van die opgroei in Jesus Christus. Maar wat doen ons? Ons dink nie eers aan wat ek gedoen het gister nie. Laat ek iemand verneek het miskien met finansies of 'n leuen vertel het of wat ook al. En waar ek in my gedagte gaan kuier het, nou preek ek vir myself ook. Glo my, ek preek vir myself ook, want ek weet, dis 'n groot stryd vir my om die verlede te vergeet. In die Bybel praat 2 keer daarvan. Hy sê, ek strek my uit na wat voor en ek vergeet die dinge wat agter is. En dan lees ons ook, as jy jou hand aan die ploeg geslaan het en jy kyk terug, is jy dit nie werd nie. Ek sukkel. En die ou wat nie sukkel nie, en jy sê jy's 'n Christen, ek verstaan dit nie. Want hoe meer ek probeer, hoe meer ek streef om God te behaag en heilig te leef. Want die Here sê, jy moet heilig wees, want ek is heilig. Jy weet, ons sê, ja, niemand kan heilig wees nie. Ja, maar dan is God dom, as hy gesê het, jy moet heilig wees. As God dan weet, ons kan nie heilig wees, hoekom sal God sê, ons moet heilig wees. Jy weet, dis hierdie klein dingetjies, wat ons laster voor God, ons terg God eintlik. Ons terg God. Hy sê, ons moet hom nie terg nie. So, nou ja, ek het nou heeltemal afgewyk van wat ek wil praat, maar ek wil net vir julle noem. Nou wanneer ons dan inkom en ons het daai rituele gedoen, dan kom ons eerste by die kandelaar. Hulle kon niks daar gedoen het alvorens die kandelaar nie aangesteek was nie, want dan was dit donker. So dan kom die woord. Na daarie kom die woord, die lig wat 'n lamp op ons pad is, en 'n lamp voor jou voete, die Bybel, die woord. Dan praat God met ons deur
'n dienskneg wat God aangestel het. Nie mense nie en hy homself aangestel, maar wat God aangestel het. Praat God deur 'n mens met ons. Maar jammer, God kan 'n donkie ook gebruik om met ons te praat. God kan enige ding gebruik om met ons te praat. Maar dan gaan die woord uit en dan moet ek en jy ontvanklik wees om daardie woord te ontvang. En die logos woord, die geskrewe woord, moet dan rema vir ons word. Dit moet lewendig word, maar dis hoekom baie van ons verstaan nie die woord nie, want ons loop nie volgens God se orde nie, God se insettinge en gebooie nie, ons loop nie volgens God se planne, hierdie blueprint wat hy ons gee, om by God te kom. Ons voeter sommer dadelik daarin. Ons sing, en ons juig, en ons prys, voordat God met ons gepraat het. Nou waaroor sing, is jy nou bly, maar dit gaan oor mense gevoel, dit gaan oor my gevoel. Dis lekker, is lekker om te sing, is lekker om hande te klap, en is lekker om te spring. Man, dit beteken zilts, dit beteken niks, dis nul. As jy nie woord gekry het, en jy's opgewonde oor wat God vir jou gedoen het, en dat God so wonderlik goed is vir ons nie. Dit is die rede hoekom ons God moet prys en worship. As jy nie 'n blydskap in jou hart het oor iets wat God nou net met jou gedeel het terwyl die prediker preek en jy ervaar dit en daardie woord word rema en jy dink, o Here, U is so goed en U is wonderlik en ek ervaar die Heilige Gees en die Heilige Gees praat met my, hy inspireer my. Dan het jy iets om oor bly te wees en te sing, maar ons change die ding. Eers 'n klomp pratery, dan loof en prys ons. Met ander woorde, jy het nog nie eens jou sonde bely nie, dan voeter jy daarin. Sekerlik, sê die Bybel, sal jy sterf. Nie regtig 'n teksie gaan jou nie stampie. Geestelik sterf jy. Geestelik sterf jy. Dis hoekom ons doen nie daai ding nie. Die woord is so belangrik en spesifiek vandag in die tyd wat jy en ek lewe. Ons lewe aan die einde van die einde. Jy mag miskien nie so dink nie, maar vir my is dit so en ek dink vir baie mense ervaar ons dat ja, ons moet heilig leef. Ons moet God se insetting en gebooie onderhou. Ons moet doen wat God wil hê ons moet doen. So, ek noem maar net hierdie, en dan wil ek nou, wat ek eintlik met julle wou gedeel het. So, ons gaan God nou 'n kans gee, om met ons te praat, deur die woord. En ek wil net weer sê, Niels van Sail ken ten dele, ek lees die woord, dis wat ek weet, dat die woord is die waarheid. En ek met hierdie woord studie, en ek met hierdie woord regsny. Ja, nie net lees nie. Ek hierdie woord moet deel van my word. Maar kom ons gaan aan. Ons kyk 'n bietjie hier na die bruid van Jesus Christus. Nou, ek wil graag vir julle die volgende dingetjies wys, wat ek gelees het, al jare terug, en ons kom nooit daarby, om regtig oor hierdie dinge te praat nie, maar vandag wil ek regtig vir julle iets wys. Openbaring 21 vers 1. Onthou, die Here sê vir Johannes op Patmos, hy sê, skryf hierdie dinge neer wat jy gesien het en dit wat nog moet gebeur. Nou ja, hier is nog goed wat moet gebeur. En ek het 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien, want die eerste hemel en die eerste aarde het verbygegaan en die see was daar nie meer nie. Nou, as ons luister na party mense, dan sê hulle, nee, daar kom, die aarde gaan net so bly, Jesus gaan hier kom bly by ons, en so. Met ander woorde, ek is seker, jy het seker nou al hierdie skrifgie dan met jou koukie uitgekrap. Want in my Bybel staan dit nog. Ek het 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien, want die eerste hemel en die eerste aarde het verbygegaan en die see
was daar nie meer gewees nie. Sorry vir julle branderplankryers, dit gaan seker vir julle hartseer wees. Grappie. Maar dis wat hier staan, né? Goed, kom ons gaan aan. En ek, Johannes, het die heilige stad, die nuwe Jerusalem, sien neerdaal van God uit die hemel, toeberei soos 'n bruid, wat vir haar man versier is. En ek het 'n groot stem uit die hemel hoor sê, kyk, die tabernakel van God is by die mense, en hy sal by hulle woon, en hulle sal sy volk wees, en God self sal by hulle wees as hulle God. Het julle mooi geluister wat ek hier gelees het? Nou kom ons gaan aan, ons gaan hierdie bietjie beter na kyk. Hebreërs 8 vers 5. Hulle wat 'n afbeeldsel en 'n skadu van die hemelse dinge bedien, soos Moses 'n goddelike bevel ontvang het, toe hy die tabernakel sou voltooi, want hy, God, het gesê, kyk, dat jy alles maak volgens die voorbeeld wat jou op die berg getoon is. Hierdie skrif is deur Paulus geskryf aan die Hebreërs, met ander woorde die Jode, dat hulle dit moet verstaan, dat dit wat Moses sou doen het, die tabernakel, is daar as 'n afbeeldsel en 'n skadu, en dat hierdie afbeeldsel en 'n skadu gebou is, 'n goddelike bevel wat God vir Moses gegee het. En natuurlik die disippels, dis wat hulle gedoen het. En dan natuurlik die gebruik van die tabernakel was nie maar net nie, maar dit was vir hulle op daardie oomblik en dan vir ons wat hierdie nou moet lees, want die hele skrif is deur God ingegee om nuttig vir lering, teregwysing, onderwysing en weerlegging, sodat ons volkome toegerus kan wees, geestelik toegerus kan wees. Met ander woorde, die tabernakel wat hy gebou het, as ons dit nou lees en ons studie dit, 114 keer neergeskryf in die Bybel, baie belangrik. Hoekom moet ons dit studie? Omdat ons weet hoe moet ons opgroei in Jesus om by God die Vader te kom. Nie op 'n ander manier nie, jy kan nie bypass nie, jy moet daar langs loop. Goed, kyk dat jy alles maak volgens die voorbeeld wat jou op die berg getoon is. So, met ander woorde, dit was belangrik vir God om vir Moses te sê, Moses, net soos wat ek jou op die berg gewys het, hy sê dit nog 'n paar keer in die woord van die Here. Kom ons gaan aan. Thomas sê vir hom, Here, ons weet nie waar u gaan nie, en hoe kan ons die weg ken? Jesus antwoord hom, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. As julle my geken het, sou julle my Vader ook geken het. En van nou af ken julle hom en het julle hom gesien. Nou kom ons kyk, wat het hierdie skrif met ons te doen? Thomas sê vir hom, Here, ons weet nie hoe nie. Ons ken nie die weg nie. Die Here sê, ek, Jesus, is die weg. En Jesus is die tabernakel. Met ander woorde, as ons aan die tabernakel kyk, kyk ons na die weg. Die ware weg. Hy is die weg. Hy is die waarheid. Waar is die waarheid? Die weg is hierop, hierdie pad. Die waarheid is die kandelare, die woord. En die lewe, die ewige lewe, is wanneer ons by God is. Hy is die weg. Met ander woorde, mense, ons moet volgens God se woord gaan. Maar dan is daar 'n baie gevaarlike ding. Dan moet ons die woord reg sny. Ons moet die woord verstaan. Ons moet weet, dit moet waaragtig, ek is ernstig, 'n openbaring van God wees. En nie van die Bybelskool of van 'n valse profeet nie, maar van God. Dis die belangrikste. Dis die belangrikste, want dit het ewigheidswaarde. Dit wat ons vandag oor praat hierso. Goed, kom ons kyk weer nou. Nou kyk ons na vers 3 weer. Ons gaan hom herhaal. Ek doen hierdie spesifiek om julle iets te wys. 21 vers 3. En ek het 'n groot stem uit die hemel hoor sê, kyk, die tabernakel van God is by die mense en hy sal by hulle woon en hulle sal sy volk wees en God self sal by hulle wees as hulle God. Nou,
Ons lees dat Jesus is ons tabernakel hierso. Dis nou geestelik. Of wie kan nou vir my sê, van julle wat nou kyk, is daar iewers 'n tabernakel vandag? Soos wat Moses hom gebou het? Of soos wat ons nou hier 'n tipe gemaak het, ook maar net om vir jou te wys oor die min of meer. As ons praat van die waskom, dan weet jy, dis 'n waskom waarin hulle gewas het. As ons praat van die offeraltaar, dan wys ons jou die offeraltaar waar 'n lammetjie op, en jy onthou dit, want jou oë is 84% van jou sintuie. En net so ook jou imagination, 24% van jou siel. Dus, ons kan dit ook in die Bybel kry. Maar in elk geval, nou gaan daar 'n fisiese tabernakel nou wees tussen ons. Ek het hom nog nie gesien nie. Met ander woorde, hierdie is net 'n afbeeldsel en 'n skadu van die hemelse dinge. Stem julle met my saam? Dis net om ons iets te wys, 'n metafoor. Dis net 'n tipe, 'n afbeeldsel, 'n skadu van jou en my geestelike lewe. Maar is duidelik genoeg dat ek en jy kan weet hoe daai geestelike lewe moet gelei word. Goed, nou gaan ons aan. Ons spring nou een versie terug. Ons gaan nie na vers 2 toe. Ek het hom geonderstreep hierso. Kom ons lees hom. En ek, Johannes, het die heilige stad, die nuwe Jerusalem sien neerdal van God uit die hemel, toeberei soos 'n bruid wat vir haar man versier is. Hier is 2 versies reg langs mekaar. Hy sê van die bruid, nuwe Jerusalem wat neerdal. Volgende versie praat hy van die tabernakel. Nou tog snaaks genoeg dat daar mense is wat die tabernakel verstaan, dat dit nie 'n werklike tabernakel is nie, dis net 'n afbeeldsel, dis net 'n tipe hoe ek en jy kan leer hoe om op te groei in die mate van Jesus se volle gestalte. Stem julle saam? Right. Maar nou hoor ek soveel plekke, die mense sê nee, as die Here kom, gaan hierdie stad neerdal. Hy's 1,5 myl by 1,5 myl, wat ook al. En dis hoe groot hy is. En ons gaan huise hê daar, dit gaan double stories wees. En jy het al klaar jou huis daar, want God bou die huis vir jou. En ja, daar gaan tuine wees en die blomme gaan, en daar gaan nie onkruid wees nie, so jy kan op jou leiere sit die hele dag en weet nie wat doen nie, maar in elk geval. Ek is nie lelik nie, maar mensies dink net 'n bietjie. Nou wil hulle hierdie 'n werklikheid maak. Nee, dan gaan 'n stad neerdal uit die hemel uit. Nou waar is die tabernakel? Hierdie is ook 'n insetting, nie 'n insetting nie, 'n tipe, 'n afbeeldsel, 'n skadu van die bruid. Maar hulle wat nou hierdie ding so sien, ken jy nou die res van hierdie vers, van hierdie hoofstuk, waar hy die bruid verduidelik? Net soos die tabernakel, die waskom, die offeraltaar, die kandelare, ensovoorts, die toonbrode. Ken jy nou die heilige Jerusalem? Want hy het dit in die Bybel gesit, so is dit daar nou maar net vir wie? Vir jy wat gaan glo? Dan wil ek nou sê, jy moet vir my wys nou, waar is hierdie double stories? Wat die Bybel nou dan van skryf, as jy dit dan glo. Ekskuus, maar ek moet klem lê op hierdie goed, want weet jy wat, dis 'n leuen, en 'n leuen word verkondig, en die Here haat leuns. Hy sê, die leenaards hoort buite die kamp, by die honde, en die hoere, en die afgode dienaars. Dis wat God dink van 'n leenaard. Nou as jy sê, daar gaan dit en dit, en jy is nie seker nie, en jy het dit nie gestudie nie, is jy 'n leenaard. Ekskuus, maar hierdie is sterk woorde, maar ek wil hê julle moet dit hoor, want dis wat ek verstaan uit die woord van God uit. Goed, kom ons gaan aan. Openbaring 19 vers 6, praat hy ook van die bruid.
En ek het iets gehoor soos 'n stem van 'n groot menigte en soos die geluid van baie waters en soos die geluid van sterk donderslae wat sê: Halleluja, want die Here God die Almagtige het die koningskap aanvaar. Ek gaan nie alles verduidelik nie. Jy moet ook, as jy weetgierig is en jy stel belang in God en wat hy vir jou wil sê, en jy wil hê hy moet met jou praat, gaan lees die Bybel, study die Bybel, dis awesome. Laat ons bly wees in ons verheug en aan hom die heerlikheid gee, want die bruilof van die lam het gekom en sy vrou het haar gereed gemaak. Kon 'n stad homself gereed maak? Is mos common sense. Net die Bybel lees. Kom ons gaan aan. En aan haar is gegee om bekleed te wees met rein, blink, fyn linne, want die fyn linne is die regverdige dade van die heiliges. Dit is wat God vir ons gee. Hy trek ons nie self aan nie. Jy moet jou beklee. Aan jou en my is gegee wit, fyn, rein linne. Gegee. Om wat te doen? Om jouself te beklee. En dis die regverdige dade. Hy sê, toe sê hy vir my, skryf, salig is die wat genooi is na die bruilofsmaal van die lam. En hy sê vir my, dit is die waaragtige woord van God. Ernstig. Jy sien, nou laat ons God toe om deur sy woord, deur sy gees, hierdie logos woord lewend te maak in my siel. En dan dink ek, toe sê hy vir my, skryf, salig is die genooi, die wat genooi is. Here, die wat genooi is. Wil jy genooi wees? Voordat jy antwoord, gaan ek klaarmaak. Dan gaan jy besluit of jy genooi wil wees. Want hier is, wat kan ek doen? Iets in hierdie versies, wat baie belangrik is, wat ons nie aan dink nie. Kom ons gaan aan. Matteus 22 vers 2. Die koninkryk van die hemel is soos 'n koning wat 'n bruilof vir sy seun berei het. En sy diensknegte uitstuur om die genooides na die bruilof te roep. En hulle wou nie kom nie. Maar weer het hy ander diensknegte uitgestuur met die boodskap: sê vir die genooides, kyk, my maaltyd het ek berei, my beeste en vetgemaakte vee is geslag, en alles is gereed, kom na die bruilof. Nou spring ons na vers 14 toe. Hy sê, want baie is genooi, maar min is uitverkies. Kom ek vertel julle wat ek sien hierin. As jy 'n bruilof hou, as jy nou op jou bruilof, as jy nou al getroud is, was jou bruid genooi na die bruilof toe? Ek praat met die manne nou. Of bruid, as jy getrou het jou bruidegom jou genooi na die bruilof toe? Of het hy jou gekies? Common sense. Hy sê, want baie is geroep. Nou dit wat ons nou al gelees het van die geroep, of genooides, want daai geroep is die genooides. Ons het dit gelees. So, baie is genooi. Genooides. Dis hulle wat geroep is. Hey, kom, die bruilof is aan die gang, kom. Maar hulle het nie gekom nie, hulle het nie opgedaag nie. Wil jy, wat hy sê hier, wil jy 'n uitverkiesde wees? Of wil jy 'n genooide wees? Hoor wat sê hy? Want baie is geroep, maar min is uitverkies. Jesaja 3. Ek gaan julle neem een uit 'n stad en 2 uit 'n geslag. En ek sal julle na Sion toe bring. Sion is die plek waar die nuwe Jerusalem gaan opstaan, geestelik nou, net soos hierdie ou Jerusalem op die Sion gebergtes nou staan. Hierdie is geestelik. Wil jy 'n genooide wees, of wil jy 'n uitverkorene wees? Jy sien, daar gaan twee wees. Daar gaan mense wees wat kom, wat genooi is wat kom, maar hulle gaan saam bruilof vier,
Maar hulle is nie die bruid nie. Want die bruid is uitverkies. En hoe dink jy word 'n mens uitverkies? As daar nou 'n klomp mense, jy het nou besigheid en jy moet nou iemand aanstel om 'n pos te beklee in jou besigheid. As nou 'n klomp mense, jy het hulle CV's en jy het nou deur dit gegaan. Watter ene gaan jy kies? Die ene wat vir jou die slimste is dit nie? Die ene wat, ja, kan ons nou maar sê die slimste, nie noodwendig die slimste nie, maar jy sal deur dit gaan, kyk in sy verlede, hoe het hy opgetree, waarom het hy ander poste verlaat, ensovoorts, 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 ek moes dit baie gedoen het in my lewe, maar jy sal dan moet 'n keuse maak, jy moet daai persoon wat jy wil hê vir jou moet kom werk, kies, ek het baie al verkeerde keuses daar ook gemaak, maar dit is hoe dit is. So, mensies, net so gaan God jou kies om te kyk, wat weet jy van hom? Wat weet jy van sy besigheid? God se besigheid. Wat weet ons? Hoeveel kennis het ek in hierdie Bybel? In hierdie boek waar ons geleer word? Handleiding. Hoeveel weet jy daarvan? God gaan die kies. Baie keer in twyfel, Here, gaan ek dit maak? Ek gaan dit, oh my goodness, maar Here, help my net. En die Here sê, as jy bid en jy vra, gaan jy ontvang as jy glo. So, daar's ietsie wat jy moet doen en ek moet doen. Ons moet bid en glo dat God jou gaan help met jou eksamens wat jy moet skryf, geestelike eksamens wat jy nou moet skryf. En daai geestelike eksamens is wanneer jy sy gebooie en sy insetting lees, onderhou jy dit soos wat hy dit beskryf het. Nou praat ek erg met myself, ekskuus. Here, gee my genade asseblief. So, jy moet kies. Wil jy uitverkorene wees? Of wil jy 'n genooide wees? Jy sien, ons lees baie keer die Bybel, maar ons maak dit soos ons wil, want ons het nie regtig al 'n bietjie kruisverwysings gedoen en regtig gaan soek, en as jy die Bybel nou baie gelees het, dan kom dit soms op jou, onthou nie waar dit gestaan, maar jy weet, iewers het jy dit gelees, dieselfde as wat jy hier sien, of iets wat daarmee gepaard gaan, dan gaan soek jy dit op. Dis Bybelstudie. Dan gaan kyk en jy sit die twee bymekaar en kyk wat God bedoel het toe hy dit in die Bybel laat sit het. Kom ons gaan aan. Lukas 13 vers 23. Toe sê iemand vir hom, Here, is die wat gered word min? En hy antwoord hulle, stry hard om in te gaan deur die nou poort, want baie, sê ek vir julle, sal probeer om in te gaan en sal nie in staat wees nie. Nou wat beteken dit probeer om in te gaan? Ek ken baie sulke mense. Hulle probeer hulle bes. Met ander woorde, jy gaan skryf 'n eksamen en jy probeer jou bes om die beste te lewer wat jy moontlik kan en te onthou wat jy moontlik gehoor het. Jy probeer, maar jy het nie gestudie nie. Jy het nie gedoen wat jy moes gedoen het nie. Jy het gebou met hout, hooi en stoppels. Jy gaan skade ly alhoewel jy gered is. Staan in die Bybel. Mensies, hierdie goed is baie ernstig. Openbaring 21 vers 6. En hy het vir my gesê, dit is verby. God sê dit. Dit is verby. Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde. Aan die dorstige sal ek gee uit die fontein van die water van die lewe verniet. Ek wil net dit sê, aan die dorstige. Het jy al dors geword vir die Here? Het jy al dors geword na die woord, die lewende waters?
dat as jy daarvan drink, jy nooit weer dors wees nie? Het jy al regtig dors geword? Nou moenie vir my sê jy dors geword in jou Bybel en stop vergader. Jy dink nooit aan die Bybel nie. Alles is meer belangrik as die woord van God en laat God met jou praat en bietjie vir jou verduidelik wat sy wil is in jou lewe. Dis hoe God werk. Die dorstige, aan die dorstige sal ek gee uit die fontein van die water van die lewe verniet. Vers 9. En een van die 7 engele wat die 7 skale gehad het, vol van die 7 laaste pla, het na my gekom en met my gespreek en gesê, kom hierheen, ek sal jou die bruid toon, die vrou van die lam. Nou dit is nou, hy het mos gesê, ek het 'n nuwe Jerusalem gesien neerdal uit die hemel, toe berei soos 'n vrou vir haar man. Nou sê hy, kom ek gaan wys jou, en hy vat hom toe nou op hierdie hoë berg in die gees nou, en hy wys hom, en dan sien ons nou, ek gaan net so 'n paar versies lees, ek gaan nie baie uitbrei hier op nie, want ek wil nie vir julle alles wys nie, julle moet self ook 'n bietjie gaan lees, en met God verkeer in hierdie ding, en bid dat die woord rema word, dat jy hom kan verstaan, dit is wat jy moet doen, om self ook bietjie te study, want toe Paulus geskryf het, study to show yourself approved, a workman needeth not be ashamed, rightly dividing the word of God, het hy nie net met sekere mense gepraat, dit is in jou Bybel ook, met ander woorde, God sê dit vir jou ook, en vir my. Dit is nie die pastoor se werk en die leraar se werk en die evangelis of wat jy hom ook al wil noem, dit is nie sy werk om die goed vir jou oop te breek nie. Nie ek nie, niemand kan vir jou, liefie wat sy woord, oortuig, dankie. Niemand kan jou oortuig. Geen pastoor, geen mens kan jou oortuig van God se waarheid nie, buite in die gees van God. Hulle kan jou vertel daarvan, maar hulle kan jou nie oortuig nie. Ek kan jou vertel, dis wat ek doen. Ek vertel jou wat hier staan, maar ek kan jou nie oortuig nie. Want as jy nie dorstig is nie, en jy is nie weetgierig nie, en jy is nie nuuskierig nie, kan ek maar praat tot laat my asem uit is, en jy sal dit nie verstaan nie, of kry nie. Skus, ek is nie arrogant nie, dis die waarheid, dis God se woord. Nou hier sê hy nou vir jou, hoe lyk hierdie stad? Vers 10, en hy het my in die gees weggevoer op 'n groot en hoë berg, en my die groot stad getoon, die heilige Jerusalem, wat uit die hemel van God neerdaal. En dit het die heerlikheid van God gehad, en sy lig was soos baie kosbare steen, soos die kristal, helder jaspissteen. Nou, ek kan julle nou verduidelik, dit praat van nederigheid eintlik hierso. Maar hy het die heerlikheid van God gehad. Het jy die heerlikheid van God? Is jy opgewonde? Die meeste oor die dinge van God, of die meeste oor jou dinge, en die dinge van die wêreld? Waaroor is jy die meeste opgewonde? Hier staan dit. En dit het 'n groot en 'n hoë muur met 12 poorte gehad. Dis hoe die bruid gaan lyk. Hy het 'n offeraltaar, waskom, reukwerkaltaar. Hier vertel hy hoe die bruid gaan lyk. Sy het 'n muur gehad met 12 poorte gehad. En by die poorte 12 engele, name daarop geskrywe, name die van die 12 stamme van die kinders van Israel. Nou moet jy gaan hierdie ding bietjie by mekaar pak, soos hy hier sit, en dan moet jy gaan kyk wat hier aangaan, want dit is hoe die bruid gaan lyk. Dis hoe sy gaan lyk. Hy gaan aan. Aan die ooste kant was daar 3 poorte, aan die noorde kant 3 poorte, aan die suide kant 3 poorte, aan die weste kant 3 poorte. Wat sê die poorte? Weet jy? Die bruid moet hierdie poorte, maar jy moet gaan soek, wat beteken hierdie poorte? Wat as hy sê daar was 3 poorte en die bruid het nie 3 poorte aan elke windrigting gehad, dan is daar iets wat God vir my wil sê hieruit. God wil vir my sê, as jy bruid wil wees, moet jy poorte hê. Wat is poorte? Wat stel dit voor? Daarom sê hy, study to show yourself approved. Jy moet gaan soek, wat beteken dit? Here, help my, ek is nuuskierig, Here, ek wil weet, want dit is belangrik, dit is ewigheidswaarde hierdie, want as jy nie weet nie, en jy lyk nie so, wanneer Jesus gaan kom en jou uitkies, om sy bruid te wees, vir ewig en altyd saam met hom op sy troon sit nie,
Wat dan? Is ewigheidswaarde hierdie goed. Hy sê, en hy wat met my gespreek het 'n goue meetroede gehad om die stad en sy poorte en sy muur te meet. Openbaring 11, ek dink, onder korreksie 11 vanaf vers 1 praat hy ook met Johannes en hy gee hom 'n stok, 'n riet om te gaan meet die offeraltaar en die buitehof en bla bla bla. Ek wil nie daar gaan nie, maar daar's 'n absolute wonderlike waarheid daarin ook. Kom ons gaan aan. Vers 16. En die stad het vierkantig gelê en sy lengte was net so groot soos sy breedte en hy het die stad met die meetroede gemeet op 1500 myl. Sy lengte en sy breedte en hoogte was gelyk. En hy het sy muur gemeet op 144 el, volgens 'n mens se maat, wat die maat van 'n engel is. En die boustof van sy mure was jaspis, en die stad was suiwer goud, soos suiwer glas. Nou moet jy weet, as jy bereid wil wees, moet jy jou muur rondom jou, wat die mense sien van buite af, moet soos jaspis wees. Nou moet jy gaan uitvind, wat beteken dit? Wat beteken hierdie jaspis? Want ek moet dit nou vergeestelik, né? En die stad was suiwer goud, soos suiwer glas. Wat beteken goud? Party bou met goud, silwer en kosbare stene, ander met hout en stoppels. Wat is hierdie goud? Dis goddelik. Dis 'n goddelike substance. Jy moet gebou wees met iets goddeliks. Is een van daardie substance wat jy mee gaan bou. Verstaan julle? Ons gaan vinnig nou deur. En die 12 poorte was 12 parels, né? Die 12 poorte is so skatte, parels. Elkeen van die poorte was uit een parel. En die straat van die stad was suiwer goud, soos deurskynende glas. As jy Christen is, moet jy deurskynend wees. Daar's niks verborge. Daar moet niks verborge wees. Jy moet oop en bloot wees. Jy moet absoluut oop en bloot wees. Daar's nog ander skrifte ook oor hierdie oop en bloot, wanneer hulle 'n lam geslag het en op die altaar gesit het, wat dit verduidelik. En die stad het die son, nou luister nou mooi hierso. Luister mooi. Ek sluit hiermee af. En die stad het die son of die maan nie nodig om in hom te skyn nie, want die heerlikheid van God het hom verlig, en die lam is sy lamp. OK, hierdie mense, wat hierdie stad gaan wees, wat hulle voorberei het, wat gebou is met goud, ensovoorts, wat ons hier gelees het. Hy het die poorte, en elke poort is 'n parel, en by elke poort is 'n engel, ensovoorts. Gaan lees hierdie. Mense, hy het die son en die maan nie nodig gehad nie. Nou, hoekom ek hierdie vir julle wil wys? Ek gaan net vir julle sê. Omdat mense glo, daar's 'n hemel en 'n hel. Want as jy sê die Here kom vir die kerk, vir die gemeente, dan moet jy hierdie uit die Bybel uithaal. Want die gemeente en die bruid is definitief nie dieselfde nie. Maar die bruid kom uit die gemeente uit. So jy kan nie sê, hierdie amper sê ek 'n kerk se naam, ek wil nou glad nie kerke se name noem nie, maar jy sê nou hierdie kerk, hierdie gemeenskap, hierdie wat die naam van so het. As Jesus gaan kom, want dis hoe die predikers dit preek, hulle sê die Here kom die kerk haal. Nou ja, as jy nou 'n ou het wat nie heeltemal verstaan nie, en hy studie nie regtig die Bybel nie, dan lieg jy vir hom. Jy lieg vir hom. En dan hoor jy buite die tempel, buite die kamp, by die honde, skus, maar dis waar. Jy kan nie sê die Here kom die kerk haal en is nêrens in die Bybel nie. Dan lieg jy. Dan is jy soos 'n valse profeet. En as jy een valse ding sê, want ek weet dit gaan nie gebeur nie, want dit staan nie in die Bybel nie. En ek kan dit staaf met ander skrifte. Wie is die bruid? Hoe gaan sy lyk? Waar kom sy vandaan? Mense,
Hierdie is ewigheidswaarde, ewigheidswaarde. Maar moenie vir mense sê, daar kom 'n stad af, en hy gaan hier wees, en ons gaan daarin bly, en ons huise sal daarin, en al daai goed is nie. Kom ek gaan aan hierso. Maar onthou nou wat ek gesê het, die stad het die son en die maan nie nodig nie. Met ander woorde, die bruid gaan in eternity nie die son en die maan nodig hê nie. Want God, Jesus, die Heilige Gees, al drie is daar. Hulle gaan ons lig wees, die lamp vir ons. Nou kom ek lees vir julle 'n ander skrif, om dit nou te bevestig. Openbaring 22 vers 1. En hy het my getoon 'n suiwere vuur van die water van die lewe, helder soos kristal, wat uitstroom uit die troon van God, van die lam. In die middel van sy straat en weerskante van die rivier was die boom van die lewe, wat 12 maal vrugte dra, en elke maand sy vrugte gee, en die blare van die boom is tot genesing van die nasies. Julle weet, ek weet nou nie of Renze gou hier kan, net die kamera hier wys. Jy sien, Jesus sê, hy is die weg. Hy is die weg. Hy is die deur, jy moet deur hom kom, om in te kom, dan loop jy die weg, die waarheid en die lewe. Nou as julle kan sien, die uitleg van die tabernakel was in die vorm van 'n kruis. Gaan lees dit. Jy kan dit sien in Exodus 45, ek dink, of 40, die laaste boek in Exodus. Dan gaan lees jy hom baie mooi stadig deur, en jy vat 'n pen en 'n potlood, en jy teken wat daar staan. Sit die altaar daar, sit die waskom daar, teken dit soos wat hy dit sê, dan kom jy hier uit. Met ander woorde, hy is die weg, dis hierdie straat. En toe ons hierdie tabernakeltjie gebou het, staan ek hier waar ek staan eintlik. En ons het nou, Renze en myself het hierdie kruis geverf, en ons staan, en ek sê, hier moet 'n rivier kom. Want die Here vat my na hierdie skrif toe. Uit die troon van God vloei daar 'n rivier. En weerskant van hierdie rivier is die boom van die lewe. Met ander woorde, as jy die pad loop, as jy die gekruisigde wegloop en tevrede is om gehaat te word vir die naam en die saak van die Here Jesus Christus, en tevrede sal wees om te ly vir sy naam en sy saak, en tevrede sal wees, soos wat hy sê, if you suffer with me, you will rule with me. As jy tevrede, gaan jy 'n rivier van die waarheid hê, waar aan weeskante van daai rivier is die boom van die lewe, wat sy vrugte gee 12 keer per jaar, en sy blare was vir die genesing van die nasies. Hoe fantasties is dit? Dis fantasties. En daardie rivier vloei uit die troon van God uit. Hier in die afbeelding skadu, geestelik nou, is dit waar die troon was, in die allerheiligste, waar God op die mercy seat gesit het. Kom ons kyk verder. Suiwer rivier van die water van die lewe, helder soos kristal, wat uitstroom uit die troon van God en van die lam. In die middel van sy straat en weerskante van die rivier was die boom van die lewe, wat 12 maal vrugte dra, en elke maand sy vrugte gee, en die blare van die boom is tot genesing van die nasie. Hier is awesome, ons kan nie eens daar ingaan nie. Kom ons gaan verder. Nou hoor hierdie, en daar sal geen enkele vervloeking meer wees nie, en die troon van God en van die lam sal daarin wees, en sy diensknegte sal hom dien. Luister, waarin wees nie? In die nuwe stad, in die Jerusalem, in die bruid. Met ander woorde, as jy slaag, en jy is gekies as die bruid, nie genooi nie, dan is dit wat in jou gaan wees. So, hoe kan dit in ons wees, as ons nie, ek praat met myself, Here, help. Hoe kan ons daar so wees? As ons nie nou al voorberei om so te wees nie, daar's nie 'n manier nie. Daar's nie 'n manier nie. Nou is vir ons hierdie tyd gegee,
om onsself voor te berei, om onsself te beklee met die wit fyn rein linne. Hierdie is so ernstig, hierdie is so ernstig. En hulle sal sy aangesig sien, en sy naam sal op hulle voorhoofde wees. Verstaan julle, sy naam, sy karakter en sy autoriteit sal op jou voorhoof wees, as jy in die bruid is, as jy 'n uitgesoekte is. Nou kom hier, vers 5. En dag en nag sal daar nie wees nie. En hulle het geen lamp of sonlig nodig nie, omdat die Here God hulle verlig, en hulle sal as konings regeer tot in alle ewigheid. Sien, daar gaan nie dag of nag wees nie. Kom ons spring gou. Nou hoor hierdie ene. Nou jy moet nou vir my verduidelik. Hoe werk hierdie? Openbaring 7 vers 15. Daarom is hulle, laat ek net sê wat vooraf hier gebeur het. Johannes sien hierdie. Hy sê, ek het 'n ontelbare skare gesien staan. 'n Ontelbare skare voor die troon. Voor die troon. En wat dan nou daar gebeur, hulle het God geloof en heilig, heilig. Hoor nou hierso. Daarom is hulle voor die troon van God en dien hom dag en nag in sy tempel. En hy wat op die troon sit, sal sy tent op hulle, oor hulle oopspan. En dan spring ons nou vers 21 toe. En aan hom wat oorwin, sal ek gee om saam met my op my troon te sit, soos ek ook oorwin het en saam met my Vader op sy troon sit. Kan jy sien, hier is twee verskillende groepe mense. Daar's mense wat gered is, maar hulle gaan voor die troon staan, nie op die troon nie. Daar staan dit. Hulle gaan voor die troon staan, maar daar's mense wat op die troon gaan sit. Hulle wat op die troon sit, daar's nie dag en nag vir hulle nie, want God is hulle lig, en Jesus, die Godheid, is hulle lig. Maar hier is ander, wat voor die troon, wat het gaan mis het, wat nie 100voudig vrug gedra het nie, wat nie die heerlikheid van die son het nie. Alles skrif. Oh my goodness, ek dink ek is aan die einde. Mensies, my gebed, my begeerte is, Here, help my. Help my. Sodat ek waardig kan wees om saam met u op u troon te sit. Want ek weet nou, dat as ek nie nou die pad loop en my nou bekwam om daar te sit nie, of om my te bekwam, ja, om eendag daar te sit nie, om engele te oordeel nie, dis wat die Bybel sê. Weet julle nie dat julle engele gaan oordeel nie? Dink jy, jy kan 'n engel oordeel? Het is amper vir my ongelooflik, dat al sou ek dit maak, dat ek eendag engele gaan oordeel. Maar okay, daar's 'n storie aan, mens moet weet watter engele en hoekom, hoe kry jy dit reg, bla bla bla, alles in die Bybel, daar's niks in die Bybel wat nie verduidelik kan word nie. Maar ek wil weer sê, ek ken ten dele, ek verstaan nie alles nie, ek ken nie alles nie, maar ek praat nie met julle oor die goed wat ek nie verstaan en nie ken nie. Ek praat nie met julle oor goed wat ek verstaan, wat ek ken, wat ek beleef in my gees. So mensies, my gebed is dat die Here vir jou, wat na my kyk, die wêreld is groot, daar's miljoene mense, maar hierdie keer vir jou en vir my, wat na hierdie boodskapies van ons kyk, sal weetgierig wees en sal dorstig wees na God se waarheid, want ons gaan dit nodig hê. So prys die Here tot laat ons weer kuier. Die Here seën.